om julle te sien. Hallo Henry, Larindi, Tannie Veronica. Hallo Koos. Is goed om by julle te wees, so op 'n waartrek ons woensdagoggend. Ons isoleer nog lekker. François snyf so 'n bietjie vanoggend, maar dis maar dit. So ons is dankbaar om eintlik nog onder omstandighede heel gesond te wees. En ek besef net dat hierdie virus 'n vreemde ding is, nê. Die een ou word omtrent glad nie siek nie en die ander ou dit is letterlik sy lewe. Ek weet nie, dis maar 'n vreemde ding, maar nietemin is ons is ons dankbaar om hier by julle te wees. Jeffrey, ek sien iemand het hom oorgeslaan met die koffiebeker. Hier is jou koffiebeker. Hallo Jeff en hallo Koos, Michelle. Ja, dit gaan goed met ons almal. Ons praat vandag oor God en omstandighede en hoe God praat in ons omstandighede en deur ons omstandighede. En dis eintlik 'n goeie gedeelte wat ek vanoggend met jou deel. Ek moet sê dit was vir my nogal lekker geweest en is een waarmee ek nogal kan vereenselwig. Want ek dink elkeen van ons was al in omstandighede wat dit nie vir ons sin maak nie en wat ons dalk vra, Here, wat nou? Wat moet ons nou doen? Amper in die sin van as ek in my eie lewe dink aan die moeilike tye in my lewe, het ek al baie keer gevra en dan sê ek, Here, maar ek het dan u stem gevolg. Ek het geglo, ek het die stem gevolg tot hier toe en ek het die leiding gevolg tot hier toe. En nou lyk dinge heeltemal anders as wat dit gelyk is. Wat ek gedink het dit gaan lyk. En dan is ons geneig, of ek het so 'n bietjie control freak in my, dan is ek nogal geneig om te probeer beheer oor hierdie situasie uitoefen. So ek onthou spesifiek omstandighede waar ek gevoel het asof ek in die steek gelaat is en gevoel het asof dinge net nie uitwerk soos wat ek gedink het dit gaan nie. Het ek probeer om hierdie situasie te beheer. So ek het letterlik nagte wakker gelê en die goeters probeer in plek kry en probeer om net op een of ander manier hierdie situasie te beheer. En eintlik as ek nou terugkyk, het dit niks gehelp nie. Al my pogings om dit te beheer en al my pogings om dit te probeer beter maak, het niks gehelp nie, want God dra 'n ou daardeur en help 'n ou daardeur. Nou, in Eksodus 5-6, en ons gaan eintlik oor 'n klomp stories praat, maar in Eksodus 5-6 het Moses so 'n tipe belewenis gehad. Ek meen, hy beleef God fisies, deur ervaring beleef hy God. Hy beleef hom by 'n brandende bos vir hom sê, jy moet na Farao toe gaan, jy moet vir Farao gaan sê, gaan laat my volk vry, en want ek wil jou gebruik as leier in jou volk. En ek kan dink, dit het hom ietsie van 'n sin van verantwoordelikheid gegee, dit het hom bietjie bang gemaak, maar hy was vol geloof, het hy toe na die Farao toe gegaan, en vol geloof het hy toe gedoen wat God gesê het. En toe werk dinge glad nie uit soos hy gedink het nie, want Farao sê toe vir hom, jou volk kan nie gaan nie, hy vra op 'n stadium vir hom, as jy Eksodus 5 gaan lees, ek het dit vanoggend gelees, op 'n stadium vra Farao vir hom, wie is die God van Abraham, Isak en Jakob? Ek het hom nog nooit ontmoet nie, hoekom moet ek nou jou volk laat gaan omdat en eintlik het Moses net vir hom gevra, maak dat ons 'n fees in die woestyn kan gaan laat hou. Hoekom wil julle 'n fees in die woestyn vir hom hou? Ek weet nie wie hy is nie. En toe reageer die Farao so, hy laat die Israeliete nog harder werk. En hier sit Moses in 'n situasie, hy het net gedoen wat God vir hom gesê het om te doen. Hy het net na Farao toe gegaan soos God vir hom gesê het om te gaan. En ewe skielik is Farao soos, ek gaan nie doen wat jy vir my sê nie. Hy laat die Israeliete harder werk. Al die Israeliete is kwaad vir hom om te sê, maar wie het jou nou as leier oor ons aangestel? Wie het vir jou gesê jy kan soontoe gaan? En Moses bevind hom op 'n moeilike plek. En dan sien ons in Eksodus 5 vers 22-23, dan praat Moses, sê Moses het na die Here toe teruggegaan en by hom gekla, en gesê, Here, hoekom maak jy so lelik met die eie mense? Waarom het jy my dan gestuur? Vandat ek by die Farao gekom het om vir hom te sê wat hy van hom eis, het hy die volk net al hoe slegter behandel. Hy het nog nie 'n ding gedoen om die volk te red nie. En dalk bevind jy jouself vandag daar om te sê, ek soek die Here se aangesig, ek vra vir hom en ek voel hy lei my in 'n rigting en ek beleef hy praat met my deur sy woord en maar ek
voel vasgeloop. En dis in hierdie omstandighede wat ons die waarheid moet gaan soek en vir God gaan vra, wat is sy perspektief op die waarheid? Jy sien, Moses het, toe hierdie met hom gebeur het, nie geweet hoe lyk die res van die storie nie, dat God stukkie vir stukkie besig is om geloof in die Israeliete te bou en homself te openbaar aan hulle. Dat God eintlik besig was om vir Farao te wys dat hy die ware God is, maar dat hierdie maar net die eerste stap is in 'n hele storie wat hy nie kon sien nie. En dat Moses maar vir God kon vertrou. En dalk in hierdie situasie, waarin jy jou dalk tans bevind, het jy nodig om te hoor dat die Here sê, vertrou my net. Ek het letterlik gister, het ek vir iemand vertel, dat op 'n stadium in my lewe het ek so bietjie soos Moses gevoel nou, en toe het ek gevoel dat die Here vir my hierdie woorde sê, en dis Engelse woorde, trust the process. En klomp kere het ek die woorde gehoor, trust the process, want God was besig om in my te werk, en my karakter te bou, en my voor te berei, en ek glo hy is nog steeds besig om dit te doen, en dalk het jy nodig om te hoor, op hierdie reis wat jy saam met God het, trust the process, en ek sê gister vir 'n vriendin, wat op haar eie geloofstorie is, wat vir my vra om saam met haar te bid, sê ek, dalk het jy vandag nodig om te hoor, trust the process, en haar antwoord aan my is, wat ek hoor as jy dit sê is, trust me. Vertrou vir God. Ons kan vir God vertrou, want hy is wie hy sê hy is. Maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Dis nie ons omstandighede wat sê wat die waarheid is in my en jou lewe nie. Dis God wat sê wat die waarheid is in my en jou lewe, en ons kan hom vertrou. Vertrou hom vandag. Ek wil vanoggend saam met jou bid. Ek hoor elke liewe dag van meer en meer mense in ons gemeenskap wat positief getoets het. Ons het gister Awie se begrafnis gehad, so ek kon nie daar wees natuurlik nie, maar Awie se begrafnis is gister gehou. So in hierdie situasie wil ek vanoggend vir jou bid. Ek wil bid vir jou beskerming. Ek wil bid dat jy die Here by jou sal beleef. Ek wil bid vir jou as jy bekommerd is. So as jy 'n gebedsversoek het, is jy welkom om dit sommer so op te sit, en dan gaan ek vanoggend saam met jou bid. Here Jesus, ons kom vanoggend tot U, want U is die groot ek is, Here. U was, U is en U sal wees. Here, U is die konstante in 'n te mekaar wêreld. U is die ene Here wat vir ons lig gee. U is ons lewe. Vader, en ek bid vir hierdie dag wat voor lê, Here, dat ons U sal vertrou. Dat ons U sal vertrou vir wat ook al hierdie dag vir ons inhou. Ja, Here, dankie dat U beskerming en U genesing vir ons iets is wat eg is in ons lewe. Ek bid vir elkeen in ons gemeente, maar in ons dorp wat siek is, nie net COVID het nie, Here, maar wat verskillende siektes het. Vader, bid ek dat ons U sal beleef as geneesheer. Here, U het vir ons gesterf aan die kruis. U het vir ons opgestaan, Vader, en ek bid daarom dat ons daai realiteit van U genesing ons eie sal maak. Here Jesus, U is ons waarheid, U is ons krag, U is ons sterkte. Ek bid vir elkeen wat vanoggend hier saam met my ingeskakel is, en vir die wat dit bietjie later gaan kyk, Here, dat ons U sal beleef vandag. Dankie vir U goedheid en vir U liefde en vir U heerlikheid. Ons loof en prys U naam, ons koning. Amen. Mag jy 'n pragtige dag hê, mag jy regtig beleef hoe God vir jou uitkomste gee, en mag jy beleef hoe hy vir jou sommer net seën op elke faset van jou lewe. Mag jy 'n goeie dag hê.